Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit sal ontvaar die werke van sy hande nie. Daarom, geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is volgens Psalm 147 verse 1 en 2. Psalm 147 vers 1 en 2, vers 2, hy heel gebrokenis van hart, hy verbind hulle met smart, sy oë speel oneindig ver, hy tel en roep die laaste ster, sy krag en kennis ongemeet, en in die prediking kom die woorde weer terug, die oorwelf al wat ons ken en weet, sagmoedig gesprekke weer, goddeloos werk hy meer. Vers 1 en 2, Psalm 147. Ons antwoord op die wet, broers en susters, kom uit ons geliefde nogmaals Psalm 116, vers 8
en 10. Psalm 116, vers 8 en 10. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitlik gebruik nie, want die Here sal nie wat sy naam uitlik gebruik nie om gestraf bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy kos, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Hemelse Vader, U barmhartighede is om ons lewens geskoop en in ons lewens onlosmaaklik gevestig na die reikwyte van U grootheid, na die hoogte en die diepte en die lengte en die breedte van U goedertierenhede. Want dit is U wat bepalend
wat byeenkom en leef sonder dat hulle sal lieg, sonder dat hulle sal bedrieg, sonder dat hulle met afgodsdiens en gruwelikhede besig sal hou. U het ons name in die boek van die Lam, die boek van die lewe opgeskryf. So het u in ons Here Jesus Christus ons heiland geword. In al ons benoudheid was hy benoud. Omdat hy ons vlees aangeneem het. Deur u liefde, Here Jesus, en deur u medelyde, en deur daardie alleen lyding aan die kruis, het u ons verlos. U het ons opgehef. En u dra ons al die dae van die ou tyd, hierdie tyd waarin ons leef, hierdie bedeling, hierdie laaste dinge, doen dit nou ook aan ons gestand deur u woord. Laat die ons salf en ons verlos van wederstrewigheid. Neem sorg, Hemelse Vader, dat ons die spreuke van die Gees deur die woord nie bedroewend eenkant toe sal skryf. Maar bind ons saam deur u heilige en heerlike wil op die woord met ontroering van ons binneste te ontvang. Hou ons in die barmhartighede vas in Christus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons berei ons voor op skriflesing en op prediking vanoggend uit Openbaring 21, deur met mekaar saam te sing Psalm 68, vers 1 en 2. Psalm 68, vers 1 en 2 as voorbereiding op skriflesing en prediking. Amen.
Openbaring 21. En dan gaan ons by vers 22 die res van die hoofstuk lees. Ek begin by Openbaring 21 vers 2. En ek, Johannes, en die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Vers 9. En een van die 7 engele wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste plaag, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam, en hy het my die gees weggevoer op 'n groot hoë berg, en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdal. En dan vers 19, 18, en die bouwstof van sy muur was jaspis, en die stad was suiwer goud soos suiwer glas, en die fondamente van die muur van die stad was versierd, met allerlei edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede saffier, die derde kalsedoon, die vierde smaragd, die vyfde sardonyx, die 6de sardius, die 7de krisoliet, die 8ste beryl, die 9de topaas, die 10de chrysopas, die 11de jasiet, die 12de amethyst. En die 12 poorte was 12 parels. Elkeen van die poorte was 'n parel. En die straat van die stad was suiwer goud, soos deurskynende glas. En 'n tempel het ek nie daarin gesien, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel en die lam. En die son, en die stad en die son en die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp, en die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulde en heerlikheid en eer daarin, en bedags van die nag sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie, en hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring. En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie. Maar met die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die lam. En hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. Hier eindig ons skriflesing. Ons teksvers, broers en susters, is eintlik 'n paar verse uit die gedeelte wat ons gelees het, vers 2. Ek, Johannes, en die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Vers 9, die tweede deel, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. Tweede deel van vers 10, en hy het my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdal, vers 22, en die tempel het ek nie daarin gesien, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel, en die lam, vers 23, die einde, die lam is sy lamp.
en julle wat daar ver is, die nuwe Jerusalem is ons stad. Die apostel Johannes het hierdie stad sien neerdaal uit die hemel van God. En hy het gesien hoe hierdie stad tuis kom op die nuwe aarde. Die stad is ons erfporsie. Dis ons sin. Dis ons ewige eiendom. Nooit sal daar iemand aankom om die stad ons uit die hand te slaan. Nooit sal dit by ons opkom om daarmee te doen en te handel soos wat ons met die ou aarde en met die ou eiendom omgaan. Kyk, ons bemors dit, ons gryp dit, ons trap dit, ons verkwansel dit, ons maak wins daarmee, ons dryf handel daarmee, ons maak asof dit ons sin is. Ander vernietig dit. Ons stad, die nuwe Jerusalem, het 12 poorte. En op die poorte is daar 12 name geskryf. Die name van die 12 aartsvaders. En ons stad het 12 fundamente. En op die fundamente is daar 12 name geskryf. Die name van die 12 apostels. Ons mense geskryf op ons stad. Die aartsvaders, die Ou Testament, die apostels, die Nuwe Testament, dis ons mense. Dis hulle name wat op ons stad geskryf is. Ons stad, broers en susters, soos Johannes daar van die hoë berg af, waar hy ruimte gehad het om te kyk, om te sien hoe hierdie groot stad neerdaal en tuis kom in die aarde. Lê vierkantig daar. 12.000 stadia breed, 12.000 stadia lank, 12.000 stadia hoog. 'n Kilo's, soos die allerheiligste 'n kilo's was. Die stad word gemeet. En die resultaat sê net een ding: dit is God se werk. Hy is die ontwerper daarvan. Hy is die oprigter daarvan. Die boustof, so het ons gelees, is goud en edelstene. Die fundamente is versier. So sien 'n mens dit in jou geestesoog, saam met ons apostel. Die apostel
is ons sin. Hy is nader aan ons. As Jan van Riebeeck, dat hy demonstrant was, as generaal, noem maar op. Die Bybel sê, die apostel is ons sin. Saam met hom sien ons dit. Op al die fundamente is daar 12 edelgesteentes. Wat skitter en blink en die lig breek in kleure meer as die van die reënboog. Jaspis, die eerste is 'n diamant wat deursigtig is. Safier is donker, diep blou. Kalsedoon is vuurrooi, soos 'n gepoleerde robyn. Smarag, dit weet julle, is groen. Daardie groen. Sardonyx, aan die ander kant, is breinrooi met wit bande deur die edelsteen. Sardius trek op Sardonyx, maar Sardius is sagter, bruinagtig na rooi. Chrysoliet, helder goudgeel. Kyk hoe breek dit oop. Beryl is seegroen tot kleurloos. Jy kan deur dit sien en die lig kan deur dit terugkom. Weerkaatsing op weerkaatsing. Topaas tel dit op. Topaas is groenagtig. Chrysopraas is kleurloos, tog skitterend. Hyacint, broers en susters, is donker blou. En amethyst, die weet julle, is pers. Die lig breek en skitter in die 12 edelgesteentes. 12! Die tuin van Eden het 2 gehad. Gaan lees het maar Genesis 2 vers 12, dit staan daar. En ons profeet Jesaja het dit gesien in 'n profetiese vergesig. Jesaja 54. Die straat, die edelgesteentes, die markplein, goud, skitterend, onbeskryflik. Dit is ons stad. Ons sin. En die stad kom, broers en susters, omdat daar op aarde, hier waar ons bly, iets gebeur het. As dit nie gebeur het nie, sou ons stad vir ewig uit die gesigsveld ver agter die wolke weggebly het.
Dit is belangrik dat 'n mens weet wat het gebeur. Ek wens eintlik ek kan naby julle staan en aan julle vat en sê, weet julle wat het gebeur? Wat is die oorsaak daarvan dat ons stad uit die hemel neerdaal en gaan kom en ons gaan tuis maak op die nuwe aarde, skitterend, 12 poorte, altyd oop, altyd lig. Weet julle wat is dit? Ja. Dit is die kruisdood van ons Here Jesus Christus. As hy nie gesterf het en opgestaan het nie, dan kan hierdie eerste dinge, soos ons woordskool daaroor praat, nie verbygaan nie. Dan kan die ou aarde nie toerol soos 'n boekrol en uit ons geheue en gesigsveld vir ewig verdwyn nie. Kan dit nie gebeur nie. Sien, dis nie die tweede punt wat ek vir julle wil sê daarna by julle. Dit is omdat God regverdig is, omdat hy heilig is, omdat hy die sonde kragtens sy God wees, sal en moet straf. Hy kan dit nie by wyse van spreuke uit sy gesigsveld vir ewig wegstoot, sonder om daarmee te handel nie. Op die plek waar dit gepleeg is, in die natuur, wat dit gepleeg het, want hy is God. En hy het daarmee gehandel. En daardie onvergeetlike uitroep in die donkerte van Christus kruisdood, vat hy die diepste wese van die ou bedeling, die ou aarde waarop ons leef, saam. Waarom, my God, het u my verlaat? En dan, as die lig deurkom 3 uur op daardie Vrydagmiddag en die voorhangsel is op die punt om van bo na onder oop te skeur, dan praat die woord Christus met die Vader en die Gees. Dit is volbring. Dan, broers en susters, is daar vaste grond waarom die ou bedeling gaan toerol en ons stad, skitterstad, kan kom. Ons stad met sy 12 poorte, sy 12 fondamente, sy 12 edelgesteentes, sy 12.000 stadia, breed, lang, hoog, sy muur 12 van 12, kom, omdat Christus gesterf het en opgestaan het. Ons stad
want die stad is deur hom en tot hom is syne. Want wat sien ons apostel binnekant die stad? Ons weet nou lyk dit van buite. Wat sien hy aan die binnekant? Die lam. 3 keer word die lam in die stukkie wat ons gelees het genoem. Die lam. Nie die koning nie, nie die seun van die mens nie, nie die seun van God nie, nie die Here Jesus Christus nie, nie die middelaar nie, nie die voorspraak nie, die lam wat geslag is. Daarom is God se stad ook ons stad. Daarom, omdat die lam daar is God drie-enig daar. Die lig van sy heerlikheid is die lig van die troon. Die skitter en die beweeg is die 7 geeste om sy troon, wat die stad dra as 'n neerdal. En daar is die lam, ons Here Jesus Christus. Daarom is die tempel nie daar nie. Daar is nie 'n plek van aanbidding nie. Daar is net aanbidding. Die Almagtige is self teenwoordig. Onbelemmerde gemeenskap tussen Vader, Seun en Gees. Lig uit lig. God uit God, waaragtige God uit waaragtige God. Ja, ook in ons stad, wat aan die kom is, geliefdes, bly God. God. Die stad is meetlik. 12.000 stadia. 144 elk. Maar God bly onmeetlik. Onmeetlik is die Vader, onmeetlik is die Seun, onmeetlik is die Gees. Omdat ons stad meetlik is dit 'n egte woning vir ons. God is onmeetlik, alomteenwoordig. Hy woon nie in tempels nie. Hy woon nie in 'n groot stad nie. Hy is oral. Die stad is ons woning. Hier is lig. Die son en die maan is nie meer nodig nie. Dink terug aan Genesis. Die eerste dag lig. Op die 4de dag, die eerste dag van die laaste 3 dae, die son en die maan. Dit is nie meer nodig nie. Jesaja het dit gesien kom. Jesaja 60 vers 19 meen ek. Die son sal swart word soos 'n harige sak, die maan bloed
sterre sal uit die hemel geskit word soos 'n sterk wind wat vye uit 'n vyeboom skud. Want ons stad is gevul met lig. En in daardie stad is daar mense. Mense wat begenadigd is. Uit die nasies, al die nasies. En konings. En konings. Soos konings voor die Here Jesus met sy geboorte gekniel het. Sal die begenadigdes en die begenadigde konings eer, hulde, heerlikheid aan God in ons stad, hulle stad, bring. En dan sê die Bybel, hulle sal wandel in daardie lig. Wandel. Wandel. Moenie dit miskyk nie. Wie is die eerste mense of goed in die Bybel wat gehardloop het? Wat gestorm het? Wat geruk en pluk het aan die bome om daar tussen die vye genoeg daarin te kry om hulle toe te maak? En wie was die eerste om te wandel in die koelte van die aandwind? Sien? Wie het gewandel op die onstuimige see en kalmte gebring? Wie wandel tussen die lomte? Kan julle sien, broers en susters, ons begenadigdes sal in die lig van die stad mag wandel. Ja, die verkondiging van ons Here Jesus se dood, waarna net nou verwys het, is nie te vergeefs nie. Dis hoekom die nagmaal daarheen wys, totdat hy kom, is nie te vergeefs nie. Uit al die nasies en volke en tale en mense is daar begenadigdes, wat deur die poorte van ons stad sal instroom. Ook jou lewe en jou verkondiging is nie te vergeefs nie. Jy sal dit nie eens weet nie. Dalk 'n koue water, 'n beker met koue water vir iemand wat dors was. Dalk 'n sagte woord toe daar gevloek en geskreeu is. Dalk die keer toe jy jou eie vooroordeel aan een kant gesit het, iemand vasgehou het. Wie weet? Johannes sien nog iets. Hy sien 'n boek waarin daar name geskryf is. Nie net name aan die buitekant van die stad nie, by die poorte en by die fondamente nie, maar name in 'n boek van die lewe
die verlostes, deur sy bloed. Jou naam, broers en susters, is in jou stand opgeskryf. En dan wys die engel vir Johannes hoe die ewige lewe lyk. Hy sê, dit is 'n helder rivier. Amen. Ek sal volgende keer daaroor preek. Kom ons dank. Hemelse Vader, ons dank U vir ons Here Jesus Christus. Ons Here, wat gesterf het en opgestaan het en bepaal het dat die stad ons stad maar kan kom. Die stad waarin die ewige lewe is. En aan ons oopgemaak word in die aangrypendste beeldspraak. Ons in ons aangryping vereenselwig ons met die gebed van die Heilige Gees. Kom, Here Jesus, ja, kom haastig. Amen. En ons dien die Here met ons liefdesgawes, daarna Psalm 100, wat ek vir ons weer sal aangee. Broers en susters, Psalm 100. Ons sing hier, omdat daar gesing word. Psalm 100, vers 1, 3 en 4 ten slotte.
ver is, ontvang nou die seën van die Here, dan gaan julle in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met julle almal.